Ek wil vandag met julle deel die eerste van 3 van Jesus se kruispad slogans. En die slogan sê totale geluk. Ek het eers ewige geluk gehad, maar totale geluk. Die ander 2 wat julle die volgende weke gaan hoor, het hy self gesê. Hierdie een het ek nou net sy woorde wat staan in Lukas 10 en Matteus 22 en Markus 12. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand en al jou kragte, jou naaste soos jouself. Is bietjie lank vir 'n slogan. Maar hierdie slogan is gebaseer op hierdie vers. En ek dink mense moet dit noem totale geluk. So, ek wil hierdie vandag met julle deel. En ek is opgewonde om dit met julle te deel, want ek dink partykeer ons, jy weet, besef nie altyd, ons is 'n bietjie soos die verlore seun se boetie, wat in die huis is, heeltyd, en dan besef ons nie eintlik wat Jesus vir ons sê, toe hy gesê het, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en al jou kragte, en jou naaste soos jouself nie. En ek wil vandag dit 'n bietjie ontpak, ek wil hê jy moet hier uitgaan en sê, totale geluk, ek het dit nooit besef nie, want dit is vandag in jou en my bereik om dit te kry. Maar dan moet 'n ou bietjie verstaan, en ek dink jy agtergrond, miskien moet ek sê wat ek vandag wil doen. Ek wil vandag vir jou verduidelik wat is totale geluk. Okay? Dis 'n sirkeltjie, is 'n pie, is 'n happiness pastei. En in die middel is hierdie vers waarop dit gebaseer is. In hierdie vers, miskien kan ek sê, totale geluk bestaan eintlik uit sinvolheid, tevredenheid en genieting. Ek gaan dit net nou verder verpak, weer gaan 'n paar nuwe goedjies hoor vandag hier, okay. Ek sal die preek opsit, so jy gaan weer na kyk, jy sal weer na moet kyk, is dit reg so? Hierdie totale geluk wat ons vandag kan beleef, is eintlik 'n duplisering van die geluk wat aanvanklik vir Adam en Eva in die tuin van Eden gegee is. En dit het Jesus vir ons kom gee, en dit word ontsluit deur daai woorde, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou siel en jou verstand en al jou kragte, en jou naaste soos jouself. En ek wil hierdie vandag vir jou verduidelik, en dit eindig eintlik op die einde by 4 gewoontes van happiness. En as jy dit beoefen, dan sal jy heeltyd hierdie totale geluk beleef. En dit is om liefde te hê vir God, liefde vir jou familie, liefde vir jou vriende en vir jou vyande, en liefde vir jou werk. So daar is die hele preek nou vandag op die tafel. Maar ek dink mense is nou nog meer verward as wat toe hier ingekom het aanvanklik. So moenie bekommerd wees nie. Ek wil nou eers vir jou vertel hoekom hierdie preek vandag vir jou geweldig belangrik is. Kyk, in hierdie geluk wat 'n mens wil hê, is daar 4 goed wat 'n rol speel hoe jy dit kan kry. Hierdie is nou scary. 50% van die geluk wat jy in die lewe beleef, kom van die DNA van jou pa en ma af, wat hulle by hulle oupa en ouma gekry het. Dis hoekom daar in die Bybel staan, die sondes van die vader sal die kinders besoek aan die 3de en 4de geslag, veral die wat vir God haat. Want die wat hom lief het, sal dit hulle ook besoek, verstaan julle? So, 50% van die manier hoe jy goed sien, is hoe jou ouers en jou oupas en oumas het gesien het. Dis jy wat goed is in wiskunde, het kom ook van daar af. DNA, 50%. Nou dit is keer, want baie van ons is volk gerieflik vir ons om my pa en ma te beskuldig vir die goed wat ek is. Die volgende 25% kom van die omgewing af, waarin jy groot geword het. En die probleem is, vir die eerste 18 jaar van jou lewe, het jy by jou pa en jou ma groot geword. Jy weet so, hulle invloed op die lewe is baie naby 75%. Dan het jy nog onderwysers en jy het vriende en dan het jy nou vyande wat jou afkraak en dit maak eintlik die bevatlikheid vir jou om geluk te kan hê. Dis hoekom party mense kan nie die verlede los nie en eintlik steel hulle verlede die toekoms. Maar dan, en hier is die groot ding, dat 25% van die mense geluk lê in die insig wat jy het in geluk en die gewoontes wat jy leef om daai geluk te skep. En dis nou hier waar die penny of die tekkie die teer moet slaan. As jy dit kan verstaan vandag, kan jy met daai 25%, eers die 25% van die omgewing kan jy uitskakel en selfs ook die 50% van jou DNA. Hulle het met muise
het hulle toetse gedoen en agtergekom, daar het sulke agoutie meise wat te veel soetgoed geëet het, dan die meise geel geword. So, die ma is bruin, maar die meise is geel, en dan daai geel meise, as hulle teel word, daar weer geel meise gemaak. So hulle DNA het verander. En toe het hulle uitgevind, as jy vir daai meise 'n bepaalde, wanneer hulle nou net voor hulle dragtig word, hulle kan ons nou alles uitvind, 'n bepaalde enseem inspuit, dan neutraliseer dit daai enseme van die wat hulle goud maak, en dan word hulle weer bruin. Nou, wat het 'n mens met jou te doen? Dit wil sê dat invloede van buitekant af, kan jou DNA weer verander. Soos die eenvoudige ding, soos jy ongeduldig is, jy het het geërf by jou oupa, kan jy, as jy die Heilige Gees toelaat in jou, dan verander dit. Ok, nou, dis dieselfde met hierdie geluk. As jy hierdie 4 gewoontes, dat ek nou vir jou gaan beëindig, vertel, dan sal jy in staat wees, om geluk te kan gryp. So as jy in jou lewe, en ek wil jy moet dink, hoe gelukkig is jy eintlik? Is jy 50% gelukkig meeste van die tyd, of 80% of 100%? Moet jy weet, as jy hierdie goed doen, dan kan jy dit opstoot na 100%. Dis wat Jesus sê, ek het gekom, ek wil dit julle hemel op aarde beleef, presies wat hulle in die tuin beleef het. Ok, so ek gaan, maar voor ek by die gewoontes uitkom, moet ek eers iets anders vir julle verduidelik. En dit is waar het geluk bestaan, want almal van ons het verskillende idees daaroor. Hierdie goed wat ek nou vir julle preek, of coach, leer hulle vir die ouens by die besigheidskool van Harvard. Sê, jy maak al die geld nie wêreld nie, dis 'n besigheidskool is daar om geld te maak. En jy kan hierdie goed nie doen nie, want dan sal jy nooit gelukkig wees nie, want geld, karre, huise en goed, en plase, en strandhuise, almal wil 'n huisie by die see, dit gaan nie vir jou gelukkig maak. Nee, dit kan 'n bietjie byvoeg, maar dit sal jaag, want jy sien ons hoeveel goed mense wil hê, nog nie gelukkig, want geluk bestaan eintlik uit hierdie 3 goed. Sinvolheid, tevredenheid en genieting. Nou, al daai goed kan nou koppel aan sinvolheid, so mense sê, ja, dit sinvol geleef as ek my drome bereik het. En ek is tevrede wanneer ek dit gedoen het. En ek het genieting wanneer ek nou met my kar ry of whatever. Dit is nie wat Jesus kom sê het nie. Hy sê, sinvolheid beteken, en onthou daar is die Vader, Seun en Heilige Gees, julle wat by kamp is in die middel van jou tevredenheid. Hierdie is God se plan, nie die wêreld se plan nie. Sinvolheid is dat jy betekenisvol lewe volgens hoe jy verstaan wat jy gemaak is na die beeld van God. Kom ek verduidelik vir julle. En dit het in die tuin van Eden gebeur. As jy daar kyk, wat staan daar in die begin toe God mens geskep het, vir jou en vir my? Ons maak die mense na ons beeld. Wat is God se beeld? Liefde. Dis nie God doen nie liefde nie, hy is liefde. En dit is wat ons ook is, ons is liefde. Wat is liefde? Liefde is om met 'n skepende gees na alles om jou te kyk en 'n ruimte te maak vir almal om te leef en alles om in te leef. Ek gaan nou by die ander 3 kom jy goed so mekaar vasgemaak. Liefde is om van jouself te offer, sodat jy 'n ruimte skep vir goed om te leef. Diere, plante, bome, kinders, oupas en oumas, mense by die werk en die land. Dis wat God ons voor gemaak het. En as jy daarin sinvolheid kry, dan begin jy eintlik doen wat jy moet doen. Nou, het ons almal dit gekry. Maar iets van ons wat prokureurs is, dokters is, onderwysers is, tuisteskeppers is, straatvees is, maak nie saak wat ons doen nie, maak karre reg ensovoorts. Die sinvolheid lê daarin dat jy verstaan dat hierdie werk wat jy doen, en ons gaan eintlik nou af na die tweede een toe af. Wil jy 'n ruimte skep vir iemand om veilig in hulle karretjie te ry? Ek het nou nog 'n pilot gecoach. Wat gesê hy weet hy's nou moeg rondgevlieg. Toe sê ek, maar wat maak jy eintlik in daai vliegtuig? Hulle land om ons eintlik maar en styg op, en as die pop op die fan slaan, dan wil jy nie so afgaan nie, jy wil so afgaan. So hy sê toe, wat hy doen vir mense, hy skep 'n veilige ruimte vir hom te beweeg van een punt na ander een. En dit is die creation of love wat hy het. Dis die sin wat vir hom lê. Verstaan jy? Jy moet liefde kry wat jy doen. 'n Dokter help jou dat die God jou genees sodat jy weer kan aangaan om eintlik te wees wat jy moet wees. 'n Regsgeleerde help jou dat ander ons wat jou in 'n tronk wil toesluit jou kan vrylaat sodat jy weer kan aangaan om lief te hê.
'n tuisteskepper skep in haar huis 'n ruimte vir mense om in te gedei. En die werk wat jy doen met jy in hierdie konteks en anders is dit leefwerk en mense word moeg vir die herhaling daarvan. So dis die sinvolheid lê daarin. Die tevredenheid, weet daar's dit is 'n bietjie slegte voorbeeld, maar daar's 'n advertensie gewees. After action satisfaction. Dis 'n sigaret advertensie gewees. Maar kyk, hulle het mos die beste slogans uitgehaal en die meeste geld ook gehad altyd. So hier gaan dit oor 'n tevredenheid dat die goed wat ek doen elke dag is in diens van hierdie sinvolheid van liefde van God. En kyk, wat het God vir Adam en Eva gesê? Julle moet nou uitgaan en julle moet as die custodians van die wêreld. Julle moet 'n ruimte skep, tuine skep, name gee vir die diere. Julle moet bewoon en bewerk. Hoekom? Sodat almal wat na hulle kom in 'n ruimte van liefde kan leef. En luister na my, sê God, ek is die middelpunt, ek sal vir jou raad gee hoe dit moet gebeur. Ek is God. Verstaan jy? En wanneer jy dan nou begin werk, en jy kyk daarna, dan weet jy, ek is tevrede wat ek elke dag doen. Werk toe ry. Maak nie saak of jy finansiële goed laat werk, jy bankstelsels nie, sodat dit ouens kan voel as geld in die bank en nie goed werk. Moet jy weet, ek is tevrede wanneer ek gaan. Verstaan jy want hoe dit werk? Nou kom ons by genieting. Nou genieting is nie net om te kyk hoeveel goed jy het nie, want ons almal het baie messe vergader, mans vergader messe, en ouens koop plase, en karre, en vrouens skoene, hoede is nie meer eintlik in nie, maar klere. En dan kyk jy daarna en dan dink jy met jou bly maak. Weet, dit is lekker as 'n vinger lank tipe van ding, jy weet, en beauty is but skin deep, tipe van daai tipe van goed. So hierdie genieting, die God nou vir Adam en Eva gesê, julle gaan nou alles doen. Dan sê hy, as jy die bome in stand gehou, dan gaan sit jy en jy eet daarvan. En dan geniet jy dit. So genieting, vir regtige, totale, ewige geluk. Want die ou wat hierdie vraag vir Jesus gevra het in Lukas, het sê, hoe kan ek die ewige lewe hê? Ewige vreugde. Toe sê Jesus, wat sê ek gesê? En dan sê die mense hierdie. Die ander gedeelte, Matteus 22, daar die Fariseërs na hom toe gekom en sê, wat is die hoogste goed in die lewe? Wat is die grootste wet? Hy sê hierdie, meer jy God lief en jou naaste as jouself. So genieting is om dit wat jy doen met sinvolheid, waar jy elke dag jou besig hou, as jy in die middag huis toe ry, of jy mense kom huis toe by die huis, dan sit jy en jy kyk na alles en sê, this is good. Toe die Vader, ons Vader die aarde geskep het, het hy elke derde dag gesê, en dit was goed. Dit was goed. Dit is hoe hierdie drie goed by mekaar connect, en dit is totale geluk. Nou, verstaan jy die goed wat ons doen, ons soek sekuriteit en geld en gesond is nie, dit nie belangrik is nie. Dis snaaks dat as jy hierdie het, dan sal jy voel dit is genoeg. Nee, ek wil nie heel net sê dat ek al daar 'n barrel gekyk het nie, maar jy weet, die tannie het daar by die twee tannies by die oom se graf gestaan wat baie ryk was en een het gesê hoeveel het hy agtergelaat. Toe sê die ander tannie alles. Alles. Wat jy met jou saamvat is hierdie liefde. Dis hoekom Paulus sê geloof, hoop en liefde, en die grootste daarvan is die liefde, en dit wat altyd sal bestaan is die liefde. God in jou. Geloof het jy nodig om hierdie goed te verstaan. Hoop het jy nodig om deur die lewe te swaarheid te gaan en sê hierdie is waar, maar die liefde is wat jy saamvat met jou. En die liefde as jy dit elke dag skep, dan beleef jy totale geluk. Ok, het hierdie pennie gedra by jou? Kyk asseblief weer na die preek, hierdie goed met ou vir iemand anders kan vertel. Dat totale geluk is sinvolheid, tevredenheid en genieting van hierdie sinvolle tevrede goed. En dan, vraag is, hoe kry ek hierdie goed nou elke dag gedoen? En dis nou hier waar dit interessant raak. Deur vir God, wat alles geskep het, lief te hê. Dit beteken, jy skep ook 'n ruimte waar jy by God kan wees. Soos julle wat op die kamp was, 'n uur en 'n half tyd gehad het om met die Vader, Seun en Gees tyd te spandeer. So moet jy ook in jou lewe dit reg kry. Want dan gee jy ook, weet jy, dis soos jy jou trechter oopmaak en sê, vul my met die goedheid. Dit gebeur deur gebed, Bybelstudie, denke, navorsing. En dan die tweede is liefde vir jou familie en begin by jou gesin. Dit begin by jouself. Want jy is familie van jouself. Dis net God wat nader aan jou is as jouself, maar jy ken jouself. Jy moet jouself lief hê. Geef jou ruimte
om God se wese te wees. Tyd spandeer, dis wat gebed in stil word, is om te sê, wie is ek, en is ek op die pad, wat daar staan met sinvolheid, tevredenheid en genieting. En dan ook vir jou familie, en wat doen jy as jy vir hulle sorg en werk, jy sien, hierdie is liefdeswerk, dat ek vir hulle plek kan skep. En ja, dis reg om jou beste te gee. Dis goed om goeie geld te verdien, en dit hiervoor te gebruik. Maar dan gaan dit ook liefde vir jou vriende. Wat beteken jy maak ruimte vir hulle? Jy hoef nie almal se vriend te wees nie. Ek weet Facebook en maak dat almal weet wat oral jy ingaan, maar vriende is mense met wie jy spesiaal moeite doen en wat dit weet. Wat jy 'n ruimte vir wil skep. En dan ook jou vyande, sê Jesus. En deel daarvan om vir hulle lief te wees is om tyd te gee om vir hulle te bid en te sê, Vader, seën hulle ook, dat hulle oë ook oopgaan. En dan die liefde vir die werk. Wat jy, en ek wil later meer daaroor sê, dat jy deur jou werk besef, dat as jy werk, dis die funny dan sien mense God in jou. Wat het die Vader gedoen? Hy het geskep en hy onderhou. Wat het Jesus gedoen? Hy het ons saligheid kom bewerk en hy is die koning van die kerk nou. Hierdie kerk. Of hierdie gemeenskap. En dan, wat doen die Heilige Gees? Hy is heeltyd binne in jou besig om jou denke en jou ore oop te maak en laat dit vaswaai dat jy kan verander. God werk heeltyd. Hy slymer nie en hy slaap nie. Hy sê ons kan slymer en slaap want ons is mens. Maar wanneer jy werk en dit so doen vir God, dan skep jy ruimte eintlik vir God om sigbaar te word. En ek weet nie, hierdie is 'n penny wat op moet drop. So as jy net kyk nou waar hierdie vers inkom. Geloof in God, jy met die Here jou God lief en met jou hele hart, siel en verstand is om vir hom plek te maak, liefde vir hom te gee. En hierdie waar jy nou is deel daarvan. En dan, as ons kyk na die familie, die vriende en die vyande, dan sit die tweede gedeelte om jouself lief hê. Verstaan, dis waar hierdie vers inkom om vir jou totale geluk te gee. Dis waarop jy die meeste van jou tyd moet fokus. En dan die werk, kom ons weer by die eerste een, jy moet Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou verstand, jou siel en jou kragte. Want 8 ure van die dag is ons besig om te werk. Maak nie saak wat jy doen, dan maak jy die huis reg, of al werk jy nou as die hoof van 'n land, jy is met werk besig. Maar as jy dit sien, dat jy as die hoof van die land 'n land inrig, nie om oorlog te maak en krag te wys, maar vir sy mense, dan is jy besig om vir almal totale geluk te gee. En dit is wat die eerste slogan wil sê. Totale geluk. En alles wat ons hier praat, alles wat ons hier sê, wil ons daarna toe vat. En hierdie vat ons na die tuin van Eden toe. En die tuin van Eden vat ons na die koninkryk van die hemel toe. En dis hier. Die ander slogan, die derde slogan is soek allereers die koninkryk van God. Die tweede slogan is doen aan ander mense soos jy aan jouself gedoen wil hê. Julle kan vir my nog gee as julle dink daar is nog. Daar is nog. Dit is totale geluk. So ek wil met 'n oomblik net dink, waar is jy? Eintlik, ek het net vir jou 'n nommer gevra of 'n persentasie, maar met inhoud. Is dit die goed waarop jy fokus? As dit nie is nie, is dit oukei. Dat jy nie weet nie, maar is nie oukei dat jy dit nie gaan doen nie. Anders sê Paulus, dan is dit soos wanneer ons hier is, en ons luister wat die Here vir ons sê, soos iemand wat in 'n spieël kyk en sien sy gesig is vuil en hy loop net, draai om en hy maak dit nie skoon nie. Ek wil jou uitdaag om in die week 'n bietjie hieroor te dink, die sinvolheid, die vredenheid en die genieting. En mag jy dan, soos Jesus sê, gelukkig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van my is, want aan hulle sal die koninkryk van God nou reeds behoort. Amen. Ons gaan nou 'n lied sing, wat eintlik, die klomp liedere wat dit eintlik wil sê, maar hier is my gunsteling met my hele hart, en alles wat ek voel, met my verstand en alles wat ek dink, sal ek lief hê. Kom ons sit so, sing jy dit.